Goeiemôre, baie welkom by Praat Saam op hierdie maandagoggend. Wel, die elektrisiteitsbehoeftes van verskillende ekonomiese sektore en huishoudelike behoeftes van Suid-Afrikaners is enorm. Om met beurtkrag saam te leef word nou tweede natuur, want ons infrastruktuur en ons instandhoudingsagterstande is nog nie herstel nie. Wat nog te sê van die vaardigheidstekorte. Maar hoe lyk kragsekerheid vandag? Maak ons vordering. Eskom doen nou van dese week met plaaslike en internasionale kragreëse 'n bestekopname hieroor en Praat Saam vra hoe verbeter ons dan die bestaande stelsels? Of is daar 'n kortsluiting tussen wat prakties uitvoerbaar is, daardie realiteite, en dan die politieke wil om langtermyn sukses te verseker? En ek hoop daar is ingenieurs wat vanoggend saam gaan gesels, veral wat julle dink wat ons PVA moet wees. In Kaapstad gesels ons met Gerrie Olivier, hy is van die firma Pragma. Môre Gerrie. Môre Lenet. Baie dankie vir jou tyd. Hier in Johannesburg sit professor Andrei Nel. Hy is hoof van die, waar is jou titel nou weer Andrei? Dat ek net seker maak, hoof van die skool vir meganiese ingenieurswese hier by die Universiteit van Johannesburg. Dankie dat jy ingekom het. Môre Lenet. En dan is Willie de Beer telefonies met ons. Hy is hoofbedryfsbestuurder van EDI Holdings. Môre Willie. Goeiemôre Lenet. Baie dankie vir jou tyd ook. Ek wil nie vir jou vra om 'n bietjie nader te skuif asseblief Andrei. Dit is net makliker om te gesels. Kom ons praat oor die realiteite waarmee ons vandag gekonfronteer word. Julle sal almal onthou, daar was groot bekommernis of ons genoeg reserves gehad het, genoeg kapasiteit gehad het om die sokkerwêreldbeker eindtoernooi suksesvol aan te bied. Ons het toe, maar waar staan ons nou? Kom ons begin by jou Willie. As jy 'n opsomming moet gee van die situasie vandag, waar sou jy begin? Net, ek dink dit is baie belangrik dat ons na die elektriese distribusie-industrie nie in isolasie moet kyk nie, maar dat ons na die hele elektriese voorsieningsindustrie in perspektief moet kyk. Ek dink eerstens wat baie belangrik is, ons het groot uitdagings gehad aan die opwekkingkant en laat ons dadelik dit stel, hierdie uitdagings is nog nie verby nie, want daardie nuwe kragstasies is nog nie in bedryf nie. Maar daar is baie fokus om die opwekkinggedeelte reg te kry. Maar daar is twee ander baie belangrike komponente in hierdie gehalteketting. En die eerste ene is die transmissiegedeelte. Daar word aandag gegee en dan die belangrike deel vir my is die distribusiegedeelte. Dis die gedeelte wat seker maak dat elektrisiteit van die netwerk in jou huis, in die besigheid en in hierdie gedeelte kom. Dit is die gedeelte wat op hierdie stadium, volgens my mening en volgens die studies wat ons gedoen het, nie genoegsame aandag kry nie. Dit is my mening dat binne die volgende 3 tot 5 jaar hierdie gedeelte van die industrie en die dan nie 'n daadwerklike intervensie is nie, Suid-Afrika in die steek gaan laat. Ons het hierdie gaping gehad dat die opwekking die media oorheers het en almal dink vandag as daar 'n kragonderbreking is dit 'n kragopwekking probleem. Ek wil dit my verstout om te sê meer as 90% van die onderbrekings wat ons vandag in Suid-Afrika sien, is te wyte aan die distribusiestelsel wat ons in die steek laat. So my kort opsomming daarvoor, ons het groot probleme alreeds en dit gaan net slegter word, maar laat ons dadelik ook erkenning gee aan die gedeeltes in die land waar mense werklik goeie werk doen. Soos dan nie almal wat nie die werk doen nie, maar die grootste gros het probleme. As jy sê die distribusiestelsel, ek gaan nou die ander twee gaste hulle mening vra. Wat is jou mening dan van die bestaande distribusie? Is dit dat daar al reeds die tekorte, die agterstande nog nie aangeraak is nie en dis hoekom ons nog steeds sukkel? Ons het in 2008, aan die einde van 2008, baie deur volledige studie gedoen om te bepaal wat is die toestand in die industrie. Op daardie stadium was die agterstand so rofweg 24.7 biljoen, of kom ons noem dit maar 25 vir ronde syfers. Daardie agterstand groei teen grofweg 2.5 biljoen per jaar. En as ons gaan kyk wat is geïnvesteer sedert 2008 tot datum, dan kan ons dit bewys dat hierdie agterstand word nie aangespreek nie. Soos ons vandag praat, het Eskom byvoorbeeld dan sy distribusiekant wat hulle noem, ongeveer 1000 netwerke met beperking wat nie meer vrag kan akkommodeer nie. Nou, dit is die entiteit wat as 'n reël beter presteer as die meeste ander. Maar selfs jou metro het uitdagings in die verband en selfs jou kleiner munisipaliteite het groot uitdagings in hierdie verband. So daar is duidelike gapings en daar is duidelike uitdagings en moenie die kundigheid vergeet en die mannekrag om hierdie werk
op datum weer te kry nie. So daar is 'n groot uitdaging. Andrenel gaan nou praat oor die mannekrag en die vaardigheid en natuurlik dat baie van daai krag die land verlaat het. Maar Gerrie Olivier, as ons nou spesifiek praat oor munisipaliteite byvoorbeeld, bestuur van hulpbronne daar, hierdie transmissie en distribusiestelsel is die bekommernis wat Willie de Beer het. Is dit vir jou ook nou die kern? Weet jy Lenet, ek dink Willie het 'n baie sterk punt daar beet as hy sê dat die jaar is agterstande en ek dink jou stelling wat jy in die begin gemaak het van is dit 'n geval van 'n politieke wil of is dit regtig 'n geval van mannekrag en die regte ontplooiing van mannekrag? Ja. Uit Pragma se ondervinding het ons nou al 'n geruime aantal jare redelike ondervinding juis op munisipale vlak en ek dink daar is, soos wat Willie ook gesê het, is daar regtig 'n paar suksesstories om van te vertel. Daar is sekere van hierdie munisipaliteite, onder andere byvoorbeeld Stad Kaapstad. Ons weet dat hierdie week is dit 'n reliability week wat in Johannesburg plaasvind en daar word verskeie gevalle studies aangebied, onder andere waar 'n publieke entiteit soos Stad Kaapstad se elektrisiteit ondersteuningsdiens 'n gevalle studie gaan voorlê waar hulle onder andere Suid-Afrika se produktiwiteit 'n toekenning vir publieke instansies gewen het juis in 'n poging waar hulle hierdie agterstande wat Willie dan van gepraat het, volledig uitgewis het. So, as mens die vraag vra, is dit regtig 'n geval van hierdie munisipaliteite wat nie die wil het om dinge te doen nie, dan dink ek dis nie noodwendig die geval nie. Mens moet baie goed verstaan dat hierdie munisipaliteite, soos wat hulle nou daar staan, is munisipaliteite wat deur jare heen samevlansing van verskillende rade is. Daar is vreeslike agterstande in verskillende omstandighede gewees rondom die besteding en die bestuur en die sorg vir daardie bates en toerusting wat in hulle besit bymekaar gegooi is. Daar is mannekrag wat bymekaar moes gegooi geword het van kan ons maar sê regtig diverse agtergronde en diverse bestuurstelle. So die realiteit is, dit is nie 'n maklike omstandigheid waarmee mense te doen het. Die mense het met mense te doen en uit die aard van die saak het jy dan ook met mense te doen wat jy 'n tekortkoming aan skills het. Die vaardighede om regtig na hierdie toerusting te kan omsien en dit is 'n groot probleem wat in Suid-Afrika op hierdie stadium van die wedstryd ontstaan. Ek dink daar is groot suksesstories om ook van te gesels en as mens maar net kyk na die hele manier van hoe en watter mense het dan ontplooi om dan daardie agterstande vir jou dan te kan afbestuur. Een van ons luisteraars skryf op ons webblad en hier dis ons SMS-lyn 3343. Onthou net as jy vir ons SMS stuur, probeer dit maar in verstaanbare Afrikaans of Engels dan vir my stuur sodat ek nie hoef te ontsyfer nie. Maar die luisteraar skryf, waar staan ons nou? Dit is natuurlik my vraag. Sy of hy skryf in die betaalpunt soos altyd. 089-1104-553 089-1104-553 of www.rsg.co.za. Hoe lyk kragsekerheid vandag? As ons praat oor agterstande, ons praat oor infrastruktuur, instandhoudingsagterstande. Is ons besig om veld te wen of is jou bekommernis ook, soos een van ons gaste sê, die transmissie, distribusie, die politieke wil, waar vir jou en wat vir jou moet ons PF-plan van aksie wees? Kom ons praat oor vaardigheid en waar ons staan in terme van dit, Andrenel. Jy is hoof van die skool vir meganiese ingenieurswese en ek na al die verslae wat 'n mens kyk, word daar gedurig verwys na hierdie tekorte van ingenieurs en vaardigheid, omdat die probleme in die tekort in Suid-Afrika vra spesialiteitswerk. Lenet, ja, ek dink daar's 'n paar goed wat ek wil sê. Eerstens dit is waar dat daar tekort is aan ingenieurs in Suid-Afrika. Ek dink nie daar's enige twyfel daar nie. Wat ek wel ook dink is dat veral wanneer ons praat oor onderhoud en instandhouding, moet ons nie onderskat die bydrae wat die tegnoloë en tegnikuste in Suid-Afrika kan maak nie. En dit is vir my een van die groot bekommernisse op die oomblik. As ons kyk na die Universiteit van Johannesburg waar ek gesetel is, ons produseer omtrent 1 tegnikus vir elke tegnoloog en 1 tegnoloog vir elke ingenieur. Nou dit is wêreldwyd 'n onhoudbare situasie. Daar behoort 'n piramidestruktuur te wees waar vir elke ingenieur daar ten minste 3 tot 5 tegnoloë is en omtrent 'n verdere 10 tegnikuste. Veral in die onderhoud en instandhoudingsgedeelte waaroor u vanoggend praat, is dit belangrik om te onthou dat ons baie
opgeleide mannekrag nodig het om die onderhoud te doen in die kleiner munisipaliteite, in die kleiner distribusieareas. En dit is onmoontlik om gegee die kostestruktuur van ingenieurswese om volwaardige gegradueerde professionele ingenieurs partykeer te gebruik as onderhoudsmense. Ek is jammer om dit te stel, ons misbruik baie ingenieurs in Suid-Afrika omdat hulle goed opgeleide volwaardige professionele ingenieurs is wat as tegnoloë of technikuste aangewend word omdat daar doodgewoon nie genoeg tegnoloë en technikuste is. Dit gesê, daar's ook in Suid-Afrika as jy na enige syfer kyk, vergelykende syfer kyk, omtrent 'n tiende van die ingenieurs in ons samelewing wat ons nodig het om 'n produktiewe, vooruitstrewende samelewing te wees. As ons eerste wêreld wil wees, en nou wil ek nie eers my verstout om te sê so goed soos Denemarke, waar daar 103 ingenieurs per 10.000 mense in die bevolking is nie. As ons doodgewoon iewerste in die middelvlak wil wees, soos die VSA byvoorbeeld, dan praat ons van omtrent 53 tot 57. Op die oomblik, die nuutste data wat ek het, lê ons hier onder 20 ingenieurs. Ons moet dus daadwerklik ons ingenieursfakulteite, en nou wil ek nie vir die Universiteit van Johannesburg net pleit nie, maar vir al ons ingenieursfakulteite sê, ons moet verdubbel in grootte binne die volgende 5 jaar, glo ek. Of die staat die wil het om dit te doen, is 'n ander saak. Befondsing vir ingenieursfakulteite is duur. Dit is baie goedkoper om 'n rekeningkundige op te lei of 'n persoon in die geesteswetenskappe op te lei as iemand in die ingenieursbedryf. Die koste van laboratoria, die koste van individuele mentorskap in die 4-jaar program, verdere studie op M-vlak is baie beperk tot 'n klein handvol navorsers wat nog bereid is om op universiteit te sit. En ek dink daar lê 'n groot probleem. 0891104553. Ons gesels met jou, praat saam op RSG. Skryf ons vir ons na ons SMS-lyn 3343. Onthou net, elke SMS kos jou R1.50 en ons webblad is www.rsg.co.za. Jy praat vanmôre met Gerry Olivier van die firma Pragma, met professor Andre Nel. Hy is by die Meganiese Ingenieurswese skool hier by die Universiteit van Johannesburg, en telefonies met Willie de Beer. Hy is hoofbedryfsbestuurder van EDI Holdings, en ons praat heel eerstens vanmôre met Piet van Centurion. Môre Piet. Goeiemôre. Ek weet julle praat van instandhouding en so aan, maar as ek so ry op hierdie snelweg en oral, dan sien ek hierdie honderde duisende straatligte wat brand. Ek meen, dan praat hulle van elektrisiteitsbesparing. Onder op die televisieskerm praat hulle van skakel asseblief alle onnodige toerusting af. Dit is onder druk en alles sulke dinge. Maar die straatligte brand oral. Ek meen, dit is 'n vermorsing daar. Wat dan nog van instandhouding? Ek meen, hulle kan daai krag spaar. Goed Piet, dankie. Rian van Bethlehem. Welkom Rian, môre. Goeiemôre net. Man, ek wil net graag kommentaar hê oor wat een van jou gaste net gesê het van ingenieurs wat misbruik word as tegnikuste of as tegnoloë of wat ook al sy woorde was. En miskien is dit een van die probleme. Dat mense kwalifiseer hulle as ingenieurs, maar hulle wil nie onder begin om te sien wat doen die tegnikuste. En so baie keer word daar van tegnikuste verwag waar die ingenieur nie die praktiese ervaring het nie. So ek dink dit is 'n goeie ding dat die ingenieurs onder begin en werk hulle in 3 tot 4 jaar op tot waar hulle die ingenieursposisie kan beklee. Dit help nie jy kwalifiseer as 'n ingenieur en jy spring dadelik weg in 'n senior posisie nie. Dit kan eenvoudig nie so werk nie. So Rian, sê jy eintlik van hierdie ingenieurs moet miskien diens doen as tegnisi eers en al die ander aspekte rondom dit leer ken, die binne die maatskappy, en dan maar volwaardig begin staat maak op die titel. Ja, absoluut. Goed. Absoluut. Ons hoor wat sê ons kundiges daaroor. 0891104553 of www.rsg.co.za. Ek sien Ernst van Witbank is nog besig om te gesels. Kom en kyk wat sê julle op ons SMS-lyn. Een van die luisteraars, Dani, sê en die arme omgewing moet maar weerlei weens mense gierigheid en onversadigbare behoefte na energie. Waar ander een skryf, waar vind ons uit wat betaal word per eenheid in jou eie dorp? Ek dink jy begin by jou dorp, so ek aanneem. Kan ek net vir julle vra, in my
kop wil jy maak dit net sin dat 'n mens kyk na vraag en aanbod. Dat jy kyk wat is die vraag van Suid-Afrikaanse die ekonomie, die bedryf, die huishoudelike behoeftes van Suid-Afrikaners en dan kyk waar is die tekortkominge en die agterstande en dan kyk hoe gaan ons dit aanraak. Dit maak mos meer sin. Hoekom sukkel ons dan om hierdie probleme op te los? Net ek dink dit is korrek dat daar is 'n groot uitdaging in terme van die balans kry tussen vraag en aanbod en as ek luister na van die luisteraars se kommentaar en ook van die SMS'e wat inkom, jy weet dan is daar 'n redelike breë spektrum van goede wat ons kan en moet aanspreek. Jy weet hierdie punt wil ek net vinnig aanraak, die straatligte wat brand. Nou jy weet daar's twee komponente daaraan. Die eerste vraag wat jy moet vra, hoekom brand hulle in die dag? Nou dit sê vir jou basies dat die toerusting wat hulle beheer nie in 'n funksionerende posisie is of in 'n toestand is nie, wat teruggaan na die gesprek toe wat ons het rondom instandhouding, want jy weet dit is nie meer vandag so eenvoudig soos net 'n tydskakelaar wat hierdie dinge beheer nie. Maar weer eens die punt wat Andre ook vroeër gemaak het in terme van hoe benut jy jou bronne. Ek wil ook saamstem met die persoon wat ingeskakel het daar van Bethlehem se wêreld, dat dit is nodig dat ons die regte praktiese ervaring moet kry en ek weet meeste mense wil nie graag daaronder werk nie, maar dit is nodig dat ons hierdie balans moet kry tussen kundigheid en die vermoë om die regte leiding in die industrie aan te bied en rigting te kan gee. Die vraag hier rondom die tariewe, dit is natuurlik so, jy moet na jou plaaslike omgewing kyk en die rede waarom ek glo in Suid-Afrika gaan ons veral in die kleiner munisipaliteite ensovoorts baie betaal en amper onbekostigbaar raak in die pad vorentoe, is omdat ons nie die klantebasis het wat vir ons die regte balans kan gee nie. En daarom is dit belangrik dat Suid-Afrika na een of ander manier van konsolidasie van hierdie industrie moet kyk. Dit is die enigste manier wat ons die bronne gaan optimaal gebruik. Dit is nou wel die geld wat die ou betaal vir sy elektrisiteit, sowel as die mense wat ons huur en die toerusting wat ons gebruik in hierdie industrie. Ons het 'n geweldige gebrek aan konsolidasie en dit kom terug na die politieke wil toe. Baie werk is gedoen die afgelope klompie jare of dekade miskien oor hoe behoort hierdie industrie te lyk en ek wil my verstout vanoggend om te sê ek bevraagteken of ons regtig die wil het om die onpopulêre besluite te neem. En hierdie industrie en veral tegnologie en instandhouding verstaan net een taal en dit is die taal van instandhouding, effektiewe bedryf en die breë effektiewe batebestuur. As jy dit nie reg kry nie, maak nie saak wat jou politieke oortuiging is nie, jy gaan probleme op die pad kry. Ons kan net nou verder gesels oor konsolidasie. Ons gesels eers nou met Ernst van Witbank. Môre Ernst. Ja, môre, dankie Lenet. Die grootste probleem is ambagsmense. Jy kry nie meer vandag vir 30, 40 jaar terug het die Eskom en die spoorweg hulle oplei, het ambagsmense opgelei. Dit kry jy vandag nie meer. En baie van die ambagsmanne wat opgelei word vandag is nie almal is minderwaardig. Baie dankie, tot ziens. Dankie, tot ziens. Kan ek net vir jou vra, is dit net so, daar's 'n paar mense wat net nie hulle hande wil vuil kry nie? Ek dink dis is waar. Ek dink almal wil graag in 'n kantoor werk, Lenet. Maar ek dink nie dis waar as ek na een van die luisteraars luister dat ingenieurs nie buite praktiese opleiding wil opdoen nie. Maar ek dink dit is nie in die beste belang van die land dat 'n ingenieur 15 jaar lank onderhoud doen en dieselfde ding oor en oor doen nie. Ingenieurs is per definisie as hulle beste gebruik word, innoveerders. Die tegnoloog, die tegnisie en die ambagsmanne, die laaste oproepe maak baie sin. Ons het min ambagsmanne en as ek daai piramide laer sou trek, dan onder die tegnikus dan behoort daar 'n hele klomp ambagsmanne te wees. En dit is ongelukkig waar mense baie opgelei word op die oomblik. Jou gedagtes vinnig Gerry vir ons verder gesels oor konsolidasie en oproepe neem? Weet jy, ek dink dit is nogal 'n interessante stelling oor die ingenieurs en die tegnisie. Ek dink as mens weer eens kyk na wat van die munisipaliteite reg kry, is ook om met kontrakteursmaatskappye te werk. Ek dink dit is belangrik dat 'n mens moet besef dat jy het vaardighede binne in jou munisipaliteite. Weer 'n keer is daar suksesstories om van te vertel waar
'n munisipaliteit die vermoë gekry het om te kan identifiseer watter individue in hulle groep, of dit nou kantoorwerkers of dit nou ouens is wat hulle hande self vuil maak, regtig die kennis en die ervaring het om dan na vore te kom en dan as koördineerders van werk te kan optree binne 'n munisipale omgewing en dan in daardie manier met kontrakteurs te kan werk. Dit is tipies 'n munisipaliteit wat so 4 of 5 jaar terug omtrent 130 projekte kon klaarmaak en nou sit hulle met omtrent so 2800 projekte per jaar wat hulle kan klaarmaak. So dis nie noodwendig altyd net 'n geval van of hulle die geld het en of hulle nie die geld het nie. Dit gaan dan ook maar net, het ons die vermoë om daardie geld op die nodige batebestuurpraktyke te kan spandeer om partykeer selfs die klein goedjies reg te kan doen. En ek dink dis waar 'n klomp goed verkeerd gaan, Lenet. Ek dink die realiteit is 'n mens moet ook nie net fokus op die mannekrag alleen nie. Ja. Ek dink dit is dan 'n kombinasie van, ek wil amper sê 3 elemente. Dit gaan oor het ek die tegnologie of die bestuurstelsels in plek om hierdie goeders ordentlik te kan bestuur. Batebestuur is nie soos die Engelsman sal sê rocket science, en ek dink dit sal André ook mee met my saamstem. Ja. Dit is hoekom ingenieurs nie eintlik regtig graag daarbey wil betrokke raak nie. Dis hoekom hulle op die innoverende goeders sal wil werk. So daarom is dit belangrik dat jy goeie stelsels in plekke moet hê om dan daardie bestuur vir jou te kan toelaat. Maar 'n ander ding wat dan bo op daai stelsels moet lewe is beste praktyke. Dis prosesse. Het ek die besigheidsprosesse in plek om dan vir my in staat te stel om dan 'n manier toe te pas. En dit is waar 'n klomp goed dan nou verder ook verkeerd gaan. En dan kom jou mannekrag bo op dit neer. Dan is dit nie noodwendig altyd so 'n belangrike ding om te sê ek hoef 'n verhouding van soveel ingenieurs te kan hê nie. Die realiteit is net, as ek die stelsels en die prosesse in plek het, die stelsels help vir my om die manne met die grys hare se kennis vas te kan vang. En dan gee dit vir my die 3 komponente wat nodig is om batebestuur en dan onderhoud ook moontlik te maak, volhoubaar moontlik te maak, en uit die aard van die saak uit ook om dit meer ekonomies te kan toepas. Wil jy net verwys na uit bevraagting of die politieke wil bestaan om die langtermyne sukses hiervan te maak. As ons nou kyk na die verskillende munisipaliteite, en jy het net nog gesê, daar is munisipaliteite waar dit laat werk. Dit maak vir my sin dat 'n mens ten minste, as jy weet, en ek weet munisipaliteite is onafhanklik, maar as 'n plan werk by een munisipaliteit en hulle kry dit reg, waarom kan ons nie kennis uitruil en vaardigheid uitruil, sodat dit daar by ander wat nie werk nie, toegepas kan word of geïmplementeer kan word nie? Lenet, daar is verskeie forums waar hierdie munisipaliteite wel met mekaar gesels, en ek dink dit is vir my regtig, ek verwys weer terug na die Reliability Week wat nou hierdie week in Johannesburg plaasvind. Dit is vir my verblydend om te kan sien dat by so 'n tipe geleentheid word hierdie gevalle studies aan ander munisipaliteite voorgelê, maar nie net aan ander munisipaliteite in Suid-Afrika nie. Ek dink as ek kyk na die mense wat die Reliability Week bywoon hierdie week, dan is dit groot elektrisiteitsreëse van die res van Afrika wat dan ook daar gaan wees. So daar is forums, daar is die IMESA forums, daar is die IMEU forums waar hierdie gevalle studies met mekaar gedeel word, en vir 'n maatskappy soos Pragma is dit vir ons lekker om te kan sê dat ons is nou alreeds by die groot metropolitaanse rade wat ons met Ekurhuleni in die Oosrand werk, ons werk met eThekwini, ons werk met Nelson Mandela Metropole, ons werk met Stad Kaapstad. So ja, daar is 'n geleentheid om dan hierdie goeders by mekaar te kan uitbring en om, ek wil amper weer 'n keer, ek het nie die Afrikaanse woorde voor, hierdie pockets of excellence, om hierdie te gebruik om dan te kan vorentoe dryf, maar Willie is reg. Daar is nie net metros in hierdie land nie, daar is kleiner munisipaliteite, en die realiteit is, al hierdie goed kos geld. Die basiese beginsels van ekonomie is maar die goed wat hierdie goed dryf. Jy het geld nodig, jy het inkomste nodig om onderhoud te kan doen. Jy kan vir jouself dink, dit is 'n vat 'n dorp, vat 'n groot dorp en kyk maar net, loop hierdie dorpe leeg, en as hulle leegloop, dan loop hulle inkomstebronne leeg, en as hulle inkomstebronne leegloop, daai selfde infrastruktuur, kom ons praat nou maar van elektrisiteit wat voorheen gebruik was vir 'n hele klomp mense, is nou daar vir 'n paar mense. So as daar nie op een of ander manier by konsolidasie gaan uitgekom word nie, gaan batebestuur net eenvoudig nie moontlik wees nie, en dan gaan ons aanhoudend sit met die tekortkominge en die resultate van swak bestuurspraktyke. 0891104553 www.rsg.co.za of 3343. Elke SMS is R1.50. Net hierna lees ek jou SMS'e, jou e-posse en ons neem jou oproepe. Dis Praat Saam, bly ingeskakel. Gehoor van die KD's aandele leerfonds? Die KD's absolute opbrengsfonds? Die KD's geldmarkfonds? Het jy nog nie gehoor van die toppresterende effekte trust oor die 3 jaar geëindig 30 September nie? Inderdaad, dit lyk wel 'n klokkie.
Hulle toets die brandalarm. Hoekom kan jy nie ook weet wat die mense wat weet nie? Katie's Bate en Welvaartbestuur, 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Besoek katie's.co.za. Doen dit reg. Welkom terug by Praat Saam. Andreu van die Noord-Kaap is aan die woord. Môre Andreu. Môre net, môre jou gaste. Net ek wil weet, ek is in 'n konstruksiebedryf. Jy sit in alle bedrywe in Suid-Afrika, sit jy met mense wat nie gekwalifiseerd is as 'n ingenieur of in alle rigtings nie, maar jy sê ou sit met jare se kennis. Ja. Ek wil weet, hoekom kan hulle nie hierdie ouens identifiseer en hom 'n tussenganger tussen 'n normale ou en 'n ingenieur maak nie? Geef hom kursusse wat hy moet doen en hulle sê right, hierdie ou kan tot op munisipale vlak toe kan hy sekere goed vir die munisipaliteite help doen omdat ons nie genoeg ingenieurs het om al hierdie werk te doen nie. Ek wil jy sit dwars oor Suid-Afrika met honderde sulke mense. Ek wil die mense kan geïdentifiseer word en opgelei word. Ek wil net weet hoekom kan hulle dit nie doen nie. Dankie Andreu. Anna van Pretoria. Anna? Goeiemôre Lenet. Man, uit my ondervinding in die werksplek is baie ingenieurs draai op die ander uit 'n soort van projekbestuurder. So ek kan sê dit verskil nogal van wat die meneer gesê het oor hulle is innoverend. Ja. Mooi bly. Ek is seker Anna ken iemand wat 'n projekbestuurder geword het. Ja, Lenet is waar en ek moet ongelukkig ek kan nie help om te lag eintlik nie. Dit is waar, dis deel van die probleem in Suid-Afrika. Daar's 'n tekort aan goed opgeleide projekbestuurders en ek dink nie mense hoef 'n ingenieur te wees om 'n goeie projekbestuurder te wees nie. Maar dit is moeilik om 'n nuwe selfoon te ontwerp as jy nie 'n elektriese ingenieursagtergrond het met baie spesiale opleiding nie. En daarom het ons A, 'n tekort in ingenieurs in die land en B, die wat ons het misbruik ons. Ek stem 100% saam. As ek sommer onmiddellik kan aanhaak by die vorige oproep, daar's ook 'n groot aantal mense met baie kundigheid, ek stem saam, wat wel gebruik kan word. Instandhouding is nie soos een van die ander sprekers vanoggend gesê het, rocket science nie. Maar dit is iets wat langtermyn vat om oor te dra van een persoon na die ander. En daarom in veral die kleiner omgewings, kleiner dorpe en dit, sou dit baie sinvol wees om so 'n persoon in te bring as 'n waarnemende lokale ingenieur. Ek weet ons kan hom nie 'n ingenieur noem nie, maar kom ons noem dit sommer so vir die korttermyn. En dan as 'n outsourcing situasie persone in te bring wat die nodige kundigheid het om innoverende dinge te doen. Ja, want baie van die ouens het die praktiese ervaring, die kundigheid in daai veld, maar hulle het net nie die papiere nie. Dis reg, ja. 0891104553. Fred is op die lyn. Môre Fred? Hallo. Ons luister na jou. Goeiemôre, Lenet en jou gas. Ja, baie dankie. Ek wil net graag hoor, as jy kyk na die geweldige hoeveelheid lyne oor ons land in die plattelandse wêrelde. En jy kyk na die pale wat daar, hulle het ook maar 'n sekere lewenstyd van sê 30 jaar. Maar nou word daar eers gewag totdat daar 'n paal omval of 'n transformer opblaas of wat ook al. En dan word hy herstel. Daar word nie voorkomende maatreëls getref nie. En sommige van hierdie spanningslyne bedien groot gebiede met krag. En dan word daar nou eers gewag dat daar moet iets gebeur. Maar daar word nie vooraf instandhouding gedoen nie. Baie dankie. Baie dankie. Willie, reageer tog daarop. Ek dink dat Lenet, dit is nogal 'n redelike sensitiewe punt wat daar aangeraak is. Maar ek dink as 'n mens hierdie ding wil mooi verstaan, kom ons kyk net so 'n bietjie vinnig na die benutting van die bronne in die industrie en ek gee 'n algemene prentjie, nie spesifiek of munisipaliteit spesifiek of Eskom spesifiek nie. As ons kyk na die gemiddelde ouderdom van die infrastruktuur daar buite, en dit is nou hierdie pale en die geleiers en die transformators en die skakeltuig en hierdie tipe dinge, die gemiddelde ouderdom is 45 jaar. Nou 45 jaar is 'n redelike ouderdom, maar indien die toerusting goed in stand gehou word, is daar bewyse dat van hierdie toerusting 75 jaar en plus ook vir jou diens kan lewer. So hoe jy daarna kyk en hoe jy dit in stand hou, maak 'n groot verskil. En hier wil ek my verstout om te sê, ons moet versigtig wees om te maak asof batebestuur 'n eenvoudige konsep is.
dit word gedryf deur 'n passie daarvoor. En dan as jy die passie daarvoor het en jy die voorkomende meganisme in plek en soos wat Gerry vroeër gesê het, die regte stelsels om dit te kan ondersteun, dan behoort jy hierdie pale aan te spreek voordat hulle begin omval en die transformator aan te spreek voordat hy onklaar raak. Maar kom ons kyk net vinnig na die kapitale en die fondsebesteding op hierdie stadium. Volgens die jongste statistieke het die munisipaliteite vir die afgelope paar jaar ongeveer 47% van hulle totale elektriese begroting kon bestee of kon dit effektief benut. Wat vir jou vra, waarom is dit? So daar is 'n gebrek aan die een kant aan geld in party plekke, en ander plekke het ons geld, maar ons wend dit nie aan nie. As ons dan vinnig gaan kyk na die bronne wat ons het, die grootste persentasie van jou personeel vandag sit in die ouderdomsgroep van 50 en hoër. As jy gaan kyk na die stroom wat inkom, kom daar 'n baie klein persentasie van die totale arbeidsmag wat ons daar het, sit in die ouderdom van 22 tot 30. Nou hierdie wanbalans sê vir jou, in sommige gevalle het jy geld, jy het nie die bronne om dit te doen nie, en hierdie goede is in isolasie. Ons het nie 'n holistiese benadering tot die industrie waar ons hierdie bronne kan optimaal benut nie. Maar om terug te kom na die pale wat omval, dit is wanneer jou beplanning en jou instandhoudingsprogram nie effektief gedefinieer is nie, en jy het dan of nie die bronne nie, of nie die kontrakteurs of die hulp om daai goed effektief aan te spreek nie, en dan tree die sogenaamde operate to fail konsep in wat tragedie is. Alhoewel binne in die stelsel is daar baie keer ruimte daarvoor, maar jy kan nie alles op daai basis bedryf nie. Susan skryf, en ek lees 'n paar van julle SMS'e. Op die oomblik is daar weer 'n insinking in die intelligensie van die mense soos eeue gelede in Egipte. Dit dui maar net op die verval van die samelewing. Mense is lui. Ronel, mense moet onthou, almal kan nie net kantoorwerk doen nie. Daar is die wat prakties moet raak en hulle hande vuil moet maak. Dinge gebeur nie van self nie. Opleiding is ook belangrik. Piet sê, dit is nou tyd dat die mense besef dat beloftes van regeringskant af nie dienste lewer nie. Stem vir die persoon wat die diens gaan lewer. Die regering moet ook kundig wees en besef dat jy nie eers als laat verval en dan wil jy dit regmaak. Jy stel die regte persoon in die job aan. Professionele ingenieurs se mening, gegradueerde ingenieurs moet volgens EXA, Ingenieurwese Raad van Suid-Afrika, vir 3 jaar as ingenieur in opleiding registreer en 'n goedgekeurde program van opleiding ondergaan voordat hulle as professionele ingenieur kan registreer. Hulle stap nie sommer in senior poste in, soos een beller beweer nie. En dan sê Ben, dit klink vir my of julle ons voorberei vir 'n nuwe beurtkrag episode. Indien ek reg raai, gaan dit volgende jaar weer begin. Nou gaan ek vir jou vra, Gerry, wat sê jy vir Ben? Nee, ek het nie 'n antwoord vir Ben nie, so ek gaan glad nie eens probeer nie. Ek dink ek het geen kennis daarvan nie. Ek het ook nie 'n doemprofeet wat dit aan betref nie. Ek dink net dis belangrik dat Ben moet besef en dat al die luisteraars daar buite moet besef dat 'n mens het baie nodig om hierdie bates te kan bestuur. En ek dink as ek nou net gou kan terugkom na die mannekrag toe en al vir deel van 'n oplossing rondom die ingenieurs en die beskikbaarheid van ingenieurs. Miskien soos wat Willie self gesê het, dit is nie, mens moet nie onderhoudbestuur en batebestuur afmaak as niks nie. En miskien om daarop te fokus, en dit is reeds besig om wêreldwyd te begin gebeur, waar maatskappye begin sê, maar ons het eintlik 'n batebestuurfunksie in ons organisasies. En daai batebestuurfunksie fokus dan op die hele lewensduurbestuur van daardie bates, eerder as om net hierdie ingenieurs, kom ons noem dit nou maar die projekingenieurs of dan nou die ontwerpingenieursfunksie te kan hê, het ons 'n batebestuursfunksie. Miskien is daar 'n punt, 'n land soos Brasilië het nou 'n MBA kursus vir batebestuur wat hulle dan nou aanbied. En ek dink dis miskien die gedagte wat 'n mens vir jouself moet begin sê, is dit nie sinvol om mense te laat fokus op daardie spesifieke aspekte nie, en dan spesifieke vaardighede en ook mannekrag in die veld in te kan stuur wat dan op daardie goede kan fokus. En dan 'n ander ding wat Willie ook aangeraak het wat ongelooflik belangrik is dit is dan ook kontrakteurs wat daar buite is. Daar is hordes kontrakteurs en ons weet almal in watter land ons lewe. Dis 'n land waar ons entrepreneurskap en ook die bevordering van swart bemagtiging wil en swart bemagtigingsbesighede wil aanspoor. En dan moet ons weet, daar is entrepreneurs daar buite met die vermoë en die vakmanskap om dan ook hierdie werk te kan aflewer vir ons. Maar dit beteken ons moet die nodige
kennis, binne batebestuur kennis oor ons eie bates in ons bestuur te kan hê, en dan beteken dit ook ons moet die nodige kontrakteurs, bestuursvaardighede en prosesse in plek hê om daardie kontrakteurs dan ordentlik te kan bestuur. So die oplossing vir die mannekragprobleem is nie net 'n mannekragoplossing nie. Ja, ek stem saam met André, ons moet ons universiteite skoei en reg kry om meer ingenieurs uit te kry, maar maak dit nie dalk sin, André, om te sê maar kom ons begin ons fokus op rondom hierdie hele aspek van batebestuur en batens se lewensduurbestuur, soos wat wil jy sê, party van hierdie bates kan vir jou oor 'n 45 jaar proses kan dit vir jou 'n goeie diens lewer. En ek wil dan net daarby los met 'n laaste stelling, Lenet. Ek dink die realiteit is ons uitdaging is hierdie bates sit in die beheer van munisipaliteite wat politieke definitiewe invloede op politieke vlak het. Die probleem is ons bates se lewensduur is wyd, is 45 jaar. Ons politieke bedelings word elke 3 tot 5 jaar word dit vervang. En die probleem is dis daar waar ons by die punt moet uitkom dat ons die politieke wil by die langtermyn bestuurswil moet uitkry, en ek dink dis waar Willie 'n punt het as ons begin praat van konsolidasie. André, jy wil reageer? Ek wil op twee vlakke reageer. Eerstens, daar is alreeds in Suid-Afrika veral op die M-vlak in die ingenieursbestuur beide by Pretoria en by die Universiteit van Johannesburg life cycle management opleiding wat studente kan kies as opsies. En om te sê dat ingenieurs het nie noodwendig batebestuur altyd ernstig opgeneem het nie, tog in hoë tegnologie omgewings, nou dink ek aan plekke soos in Eskom, kernkragsentrales en of vliegtuie, is life cycle management 'n lewenstyl. En ek dink die een probleem is vir 'n lang tyd is die bates in ons distribusie omgewing nie beskou op dieselfde vlak as sulke hoë tegnologie. En omdat hulle 'n laer vlak van tegnologie maar langer lewensduur het, kom dieselfde probleme na vore. En dan as ek 'n vinnige tegnologiese kommentaar kan bygooi op Willie se kommentaar. Jy is reg. As 'n stuk toerusting 45 jaar lewenstyl het en die persoon wat verantwoordelik vir dit net 'n 4 jaar tydstuur het, dan is dit eers die 11de of 12de ou wat moet bekommerd wees daaroor, en daarom gee ek nie op die oomblik om nie. Daarom spandeer ek in die verkeerde met die verkeerde horison. Ek dink dan moet en ek is nie 'n politikus nie en nog minder 'n ekonoom, maar ek dink dan moet in die performance reviews van klein munisipaliteite en groter metros na gekyk word in terme van hoe hanteer hulle langtermynbates wat nog daar gaan wees 50 jaar na hulle self nie meer daar is nie. Stem hier van professor André Nel. Ons gaan nou kom by Hannes van Port Elizabeth en Johan van Belfast. Vasbyt nou by julle. Hulle sê dat dinge beter werk in pare. Dit is so waar. Veral wanneer dit by jou versekering kom. Dis hoekom dit sin maak om die middelman uit te sny. Net jy en jou versekeraar wat die beste pakket uitwerk sodat jy geld kan bespaar. As jy dus steeds 'n middelman gebruik en makelaarsfooie en kommissie betaal, skakel ons direk by 08 600 60 000 en sien self waarom dinge net beter werk in pare. Outsurance, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Wil jy 'n pakket oorsee stuur? Moenie wag nie. DHL jou pakket veilig en gerieflik na enige plek in die wêreld by alle Postnet takke. As jy DHL by Postnet tussen 1 November en 18 Desember gebruik, kan jy R10,000 in kontant wen. En alle pakkette word outomaties verseker vir die bedrag van tot en met R1,000. Bepalings en voorwaardes geld. Postnet is 'n gemagtigde DHL-handelaar. Het jy DHL nodig? Dink Postnet. Ons is soveel meer as wat jy gedink het. Alle magies nie mapsticks. Dis tyd dat iemand weer sy bek rek en rugby in die spervuur plaas. Ja, net soos oom Zandberg van my lewe gedoen het. Hy het mos nie stil gebly vir niemand nie eers vir Doc Luit nie. Wel, ek kom all blazing guns uit en gaan saam met julle die rugbymanne Wales tackle. Oom Zandberg het gemonoloog soos net hy kon, want hy was hy. Kom skiet 'n skoot oor RSG se lig saam met my, klein neef Zandberg, en leer hoe die rugby elite vinnig aan kroonslagaar verstopping gaan lei. Elke maandag aand om 18:30
net op RSG Sport. Ja, dis die twee. Ek en jy natuurlik. Dag ou Shorty. Dis praat saam waarna jy luister. Ons gesels met Hannes van Port Elizabeth. Môre Hannes. Goeiemôre Lenet en jou span daar. Lenet, ek is baie bly iemand het dit al reeds reggestel dat ons het nie tegnikuste in Suid-Afrika nie, ons het wel tegnisi. Dit is die eerste punt wat ek wil maak. Die tweede punt is dat die kwalifikasies van 'n tegnikus moet reg wees voordat jy hom behoorlik in 'n werkspan kan gebruik. Wat gebeur is dat matrikulante word aangeneem, hulle word by 'n firma opgelei, byvoorbeeld in 'n kopieermasjien vir 3 maande en dan noem hulle hom 'n tegnikus. Nou die enigste persoon, mense of beheerraad wat 'n tegnikus kan aanstel net, is die departement van hoër onderwys. Hulle skryf die akademiese kwalifikasies voor, dis gewoonlik op die Patterson skaal matriek +2 of matriek +3, en dan het hulle oor 3 jaar 'n reeks praktiese doelwitte wat daai man moet bereik voordat hulle hom aanstel as 'n tegnikus. So, wanneer jy 'n tegnikus werf vir jou werkspan, moet jy seker maak dat hy 'n volwaardige tegnikus is. 6 ongekwalifiseerde tegnisi is nie so goed soos een gekwalifiseerde, werklik gekwalifiseerde tegnikus nie. Hy staan onder die gekwalifiseerde ingenieur en ongelukkig het ons ook hierdie selfde ding in die ingenieurspan waar mense ingenieurs hoë salarisse betaal wat nie op universiteit was nie. Dis al bydra wat ek wil maak net. Baie dankie hoor. Hannes, dankie. Ek moet daarom ook net ter verdediging van my gas sê, hy's Engels, jong, hy oefen hard aan sy Afrikaans vanmôre, so vergewe hom maar die tegnisi hoor. Ek neem dit aan Lenet en ek blameer hom nie. Daar's van my hoëgeplaaste vriende wat ook nog daai terme gebruik. Okay, mooi bly Hannes. Hannes van Port Elizabeth wat saamgesels. Kom ons gesels met Johan. Welkom Johan. Ja, goeiemôre Lenet en jou gaste. Lenet, 'n ingenieur het gaan swat en hy het tot elke molekuule geswat en hy kan oorhoogs, kan hy behoorlike beplanning doen. Hy kan vir manne sê, hoorie, hierdie transformator gaan julle nou oorlaai. Kyk, die gewone tegnikus wat die gewone tegniese dinge doen, hy maak foute. Die ingenieur is die ekspert. Hy kan sê, jong, hierdie ding gaan ontplof. Ons beter 'n groter ene insit. Daai soort van ding. Dis hoekom ons so baie foute kry. Wat gebeur met 'n ingenieur as hy by daai maatskappy gaan werk? Hy word 'n klerk. Hy moet beserings aan diens moet hy hanteer. Hy moet manne se verlof goedkeur. Hy moet alles doen wat nie sy werk is nie. Gaan kyk maar as ouens weer wil inbel en dit vir jou sê. Ek het gesien ek was by Telkom. Toe ek my werk baie goed doen en ek word as 'n bestuurder aangestel. Skielik is ek 'n klerk. Ek het al daai kennis van my wat ek opgedoen het. Moet ek nou op papier hier so sit en ek moet budget uitwerk en ek moet al daai mooi goeders doen. En ek is verloor. Jou ingenieur gaan sit en swat en hy kom by 'n groot maatskappy of die staatsdiens, dan word hy 'n klerk. En ek dink jou gaste moet 'n bietjie daarop uitwy. Baie dankie. Dankie Johan. Ons het ongelukkig nie tyd om daarop uit te brei nie. Ek lees nog vir jou SMS'e. Piet Groewe skryf: daar is nog te veel van die sogenaamde vooraf benadeelde gebiede wat nog geen krag betaal nie, wat deesdae net soveel en meer krag gebruik as baie betaalde verbruikers wat te veel druk op die hele stelsel sit. Isabella sê op St Helena Bay is menigte uitbreidings waar al die nuwe straatligte brand, maar geen vooruitsig van bouwerk in die afsienbare toekoms nie. Beerdkrag het alreeds weer begin. Het gister 2 ure sonder krag gesit in Creersdorp area. Dis 'n luisteraar wat daar woonagtig is. Dan skryf 'n ander: ingenieurs is welvaartskeppers, met ander woorde hulle innoveer en ontwerp projekte tot voordeel van die samelewing. Daarom moet ingenieurs ook oor projekbestuur van vaardighede beskik. Die ander een meen: ek dink jou gaste loop te veel draaie omdat hulle te bang is om reguit oor die probleem te praat. Ek weet ons met jou ongelukkig nou groet daarso in Kaapstad, Gerry, maar al jou opsomming van wat ons luisteraars sê, en as ons praat oor reg uitpraat, hier het ons nou hierdie bestekopname wat Eskom voor gasbeheer speel. Praat ons reguit genoeg met mekaar, is die politieke wil daar om die probleme reg te stel? Weereens, ek is nie 'n politikus nie, so ek gaan regtig baie versigtig in jou opinie, geef my jou opinie wat gebaseer is op ervaring. In my opinie dink ek die wil is daar. Ek dink ons het lang draaie geloop en ek dink die politici van wat my kennis is, en ek het regtig maar net beperkte kennis op hierdie stadium van die wedstryd, die
samegroepering van verskillende verspreidingsnetwerke waarvan Willie praat, die konsolidasie gedeelte. Mense verneem dat daardie goed nou stadig maar seker regtig besig is om in die regte rigting in te beweeg. So die wil is daar. Die realiteit is dienslewering is een van die grootste kommers wat daar op hierdie stadium van die wêreld in ons land bestaan en ek dink die politici is regtig bereid om daarby uit te kom om hierdie dinge te laat gebeur, maar ek dink 'n mens moet ook aan die ander kant om daarna kyk en 'n mens moet kyk, is die wil daar van ons van Jan Publiek se kant af? Is die wil daar om ook ons deel by te kan dra? Ultimately op die einde van die dag, is dit maar net een van hierdie goed. Dit is nie net 'n enkele aksie wat op die einde van die dag vir ons die deurslag gaan gee nie. Dit gaan samespan wees tussen politici, die bestuur van hierdie munisipaliteite, die tegnici, die ingenieurs en dan die publiek daar buitekant. Nie net die publiek wat in die straat bly wat kan sê vir ons dat hierdie ligte onnodig brand nie, maar ook die ou wat die werk vir ons moet doen, die kontrakteurs en daardie manne wat die werk moet doen. So as mens hierdie eenhede bymekaar kan sit, dan sit ons in die vermoë om regtig ook hierdie probleme die hoof te kan bied. Baie dankie vir jou tyd vanoggend, Gerry. Gerry is olivier van die firma Pragma in Kaapstad by ons aangesluit het. Ek wil net nog een of twee van julle e-posse lees voor ek die ander twee gaste groet. Een van ons luisteraars sê ek werk vir Ekurhuleni al 27 jaar, moet volgende jaar op pensioen gaan, maar voel ek wil nog werk en kan nog werk want ek is baie gesond. En dan skryf 'n ander luisteraar, waar is die SMS nou hierdie e-pos? Johan van Pretoria, en dis waar ons gaan afsluit. Daar is nie iets soos gratis water en ligte nie. Dit lei tot fondse tekorte wat lei tot die verwaarlosing van bestaande kragverspreidingsnetwerke. Opsommenderwys van jou kant af, Willie. Lenet, eerstens is ek baie vinnig net kan reageer. Die kragonderbreking by Kreersdorp, ek sal my geld op die lyn sit. Dit was nie beurtkrag nie, dit is 'n distribusiestelsel wat vir jou in die steek gelaat het. Jy gaan nog meer daarvan sien. Ek wil saamstem met die vorige sprekers, daar is vordering en daar's verbetering, maar wat ons egter dringend moet doen, daar moet groter erns gemaak word van die industrie se regulering. Dit is 'n monopolie besigheid en as jy nie vir hom baie effektief gaan reguleer nie, het ons probleme op die pad vorentoe. Ons moet fokus op die konsolidasie en ons moet net onthou, die vervangingswaarde van hierdie bate wat ons bestuur daar buite staan vandag al reeds op 260 biljoen rand. Ons het meer as 400.000 kilometer lyn daar buite en meer as 200.000 kilometer distribusie kabels daar buite. Rofweg 31.000 mense in hierdie industrie en ek dink ons kan hierdie industrie beter en meer effektief bestuur om die 9 miljoen klante meer effektief te bedien as wat ons dit vandag doen. André, van jou kant? Ek dink 'n laaste kommentaar net is dat daar behoort meer tegnoloog en ingenieurs opgeleid te wees in die land en ons behoort beter te kyk na hulle aanwending. En daarmee wil ek volstaan. Baie dankie aan al drie gaste, Willie de Beer, professor André Nel en Gerry Olivier. En baie dankie vir jou saamgesels vanoggend hier op Praat Saam en jou menings. En as jy nie skroom om reguit te praat nie, want dit is wat ons wil doen. Jou mening met mening lig. Dis 'n lekker dag, Maandag. Ons hoop ons kan môreoggend weer so maak hier op RSG. Mooi bly onthou, Praat Saam word herhaal in die omgewing van 2 uur in ons deernagprogramma.